Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Dit staan maar lekker nat en koud hier in die Boland in die Kaap, maar mag die Here se heerlike evangelie woord vandag ons almal se harte verwarm. Ons tema: gee jouself as 'n lewende offer. Kom ons doen net eers 'n kort gebed. Ons wonderlike Here, ons bring in hierdie oomblikke aan U al die lof en dank en eer en aanbidding van ons harte. Ons loof en prys U, omdat U ons groot en lofwaardige God is. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied. Ook vanoggend in en deur hierdie boodskap. Here, wil U nou kragtig deur U woord en gees in ons harte werk en U heiligingswerk in ons lewens doen. Voed ons en vernuwe ons sodat ons lewens waarlik tot U eer sal wees. Amen. Vriende, ons skriflesing is Romeine 12 vers 1 en vers 2, 'n kort maar 'n baie ryk gedeelte. Ek lees vir ons vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Liewe vriende, in die kosbare gedeelte wat ons pas saam gelees het, roep Paulus ons op om onsself as 'n offer aan God te gee. Nou weet ek, dit val aanvanklik vir ons so half vreemd op die oor, dat ons onsself as 'n offer aan God moet gee, want dit laat 'n mens onmiddellik dink aan die Ou Testamentiese offer, diere wat geslag is en op die altaar geplaas is as sondeoffers. Maar vriende, as Paulus ons oproep om onsself aan God as 'n offer te gee, dan roep dit nie net die beeld van diereoffers by ons op nie. Maar dan laat dit ons sekerlik ook dink aan die groot offer wat God vir ons op Golgotha gebring het, toe hy sy eie seun as offer vir ons sonde gegee het. Daardie offer van Jesus, wat die finale en die volkome bloedoffer was, waarin al die Ou Testamentiese sondeoffers gewys het. En nou weet ons, nadat ons Here Jesus sy groot offer gebring het, het gelowiges nie meer nodig om offerandes te bring nie. Liewe vriende, teen hierdie agtergrond van die offerhandeling, het ons vandag 'n baie interessante tekswoord. Want in hierdie baie treffende gedeelte in Romeine 12 kom druk Paulus dit vir ons op die hart om aan te hou met offer. Maar nou nie meer met die bloedoffers van diere nie, maar nou is dit onsself. Onsself en spesifiek ons ganse lewens wat ons vir God op die altaar moet plaas. En dan moet dit nie soos dooie diereoffers wees nie. Wat ons nou vir God moet gee, is lewende offers. En dis dan ook ons eerste punt en die hoofgedagte vanoggend, dat ons onsself as lewende offers aan God moet gee. Luister weer 'n bietjie hoe treffend skryf Paulus hieroor. Hy sê, gee julle self aan God as lewendige en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Vriende, die Christelike geloof gaan nie oor 'n
stel godsdienstige reëls wat nagekom moet word nie. Nee, dit gaan ten diepste oor die enorme offer wat Jesus Christus vir ons sonde gebring het. En die enigste manier waarop 'n mens regtig jou dankbaarheid teenoor God vir hierdie groot liefdesdaad kan betoon, is om jou lewe aan hom te gee. Jesus het sy lewe vir my gegee. En nou gee ek uit dankbaarheid my lewe vir hom. Nie deur ook aan 'n kruis te gaan sterwe nie, of soos 'n offerdier op 'n vuuraltaar te gaan lê nie, maar deur my ganse lewensbestaan aan hom toe te wy en vir hom te lewe. Vriende, ek moenie net my hart vir Jesus gee nie. Ek moet my hele lewe vir hom gee. My hart dui maar net op die sentrum van my lewe. Dit simboliseer eintlik my hele lewe. En ek moet bereid wees om my hele lewe, myself as 'n lewende offer aan die Here te gee. Maar vriende, ons moenie net onsself as lewende offers aan God gee nie. Volgens ons teks moet ons ook onsself as heilige offers aan God gee. God vra en God verwag van sy kinders 'n heilige lewenswandel. 'n Lewe wat daarop ingestel is om hom in alles te gehoorsaam. Om heilig te leef, vriende, beteken om op sy gesit te wees vir die Here, om afgesonder te wees vir die Here, en dit behels 'n skoon en 'n rein lewe. Vriende, is ek en jy vanoggend besig om aan ons wonderlike Here ook 'n heilige lewe as offer te gee? Of moet hy as die heilige God maar tevrede wees met ons vuil en sondige lewens wat baie keer net so met sonde besmet is as die lewe van die ongelowiges en wêreldlinge? Dalk het dit tyd geword dat ons almal maar weer ons lewens moet ondersoek en dat ons vir die Here moet vra om alle onreinheid en onheiligheid uit ons lewens weg te neem. Ek het aan die begin gesê dat Paulus in hierdie gedeelte vir ons oproep om onsself as lewende en heilige offers aan God te gee. En nou wil ek vervolgens vir ons daarop wys wat Paulus se motivering hiervoor is. Met ander woorde, die rede hoekom ons lewens as offers in diens van God moet stel. Baie eenvoudig sou ons kon sê dat dit vir ons as Christene oor dankbaarheid moet gaan. Christene is en behoort dankbaarheidsmense te wees, op grond van wat God in sy groot genade alles vir ons doen, alles vir ons gee, maar veral op grond van wat God in Christus vir ons gedoen het. Hoor hoe stel Paulus dit in vers 1, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Eintlik staan daar in die Grieks op grond van die ontferminge van God, met ander woorde in die meervoud, op grond van al sy genadige handelinge met ons, want daar is soveel dinge wat die Here in sy groot genade en liefde vir ons doen en vir ons gee. Maar sekerlik, die grootste ontferming is die verlossing in Christus, waarvoor ons dankbaar moet wees. En vanuit hierdie dankbaarheid hiervoor, moet ons dan bereid wees om ons lewens as offers in diens van God te stel. Vriende, ek wil graag hê dat ons vervolgens sal fokus op hoe 'n lewe wat aan God geoffer is, in die praktyk daarna moet uitsien. Net nadat Paulus ons opgeroep het om ons lewens as lewende en heilige offers aan God te gee, dan sê hy dat dit is hoe ons godsdiens daarna behoort uit te sien. Hy gebruik die woorde, hy sê dit
is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. En in die ou vertaling, ou Afrikaanse vertaling het hy gesê, dit is julle redelike godsdiens. En een van die Engelse vertalings lees, this is your true and proper worship. So vriende, as jy wil weet wat die wesenlike is van die godsdiens wat God wil hê ons moet beoefen, dan is dit dat ons bereid moet wees om ons lewens aan God te offer. En as ons dan wonder, hoe lyk hierdie lewende en heilige offer wat ons aan God moet gee, en veral ook hoe ons daarby moet uitkom, dan help Paulus vir ons in vers 2 en eintlik ook in die res van hoofstuk 12 help hy vir ons daarmee. In vers 2 wys Paulus ons daarop dat ons nie langer aan die wêreld gelykvormig moet wees nie, dat ons nie langer soos wêreldlinge moet leef nie. Nee, sê Paulus, ons moet nou verander. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. En die woord wat hy dan vir verander gebruik, is die Griekse woord vir metamorfose. Met ander woorde, ons lewens moet nou 'n totale metamorfose, 'n gedaanteverwisseling ondergaan, van 'n wêreldse lewenswyse na 'n lewe wat nou aan God geoffer is. En wat 'n nuwe lewenswyse wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En die Griekse vorm van die werkwoord wat hier gebruik word, beteken dat dit 'n voortdurende proses is. Met ander woorde, wat beteken dat ons as gelowiges voortdurend, dwars deur ons aardse lewe, deur die Heilige Gees verander moet word. En ten einde te verseker dat ons as gelowiges nou so 'n Godverheerlikende lewe lei, is dit belangrik dat die Heilige Gees ons denke, sê hy, moet verander. Ons denke moet vernuwe, want ons hele lewenswyse en ons lewensrigting begin by ons denke. Die gelowige moet nou anders as die wêreldlinge begin dink. Anders as die wêreldlinge begin redeneer en keuses maak. Ons waardebepalings en ons keuses moet nou anders wees. Ons, liewe vriende, moet nou begin onderskei wat die wil van God oor bepaalde sake is, wat God se wil in die lewe is, sodat ons in gehoorsaamheid aan hom kan lewe. So vriende, as ek samevattend vir julle moet probeer sê, hoe lyk 'n lewe wat aan God geoffer word, dan sou ek baie eenvoudig wil sê dat dit 'n lewe is wat ten volle aan die Here toegewy word. Dis 'n heilige lewe. Dis 'n lewe wat 'n metamorfose, 'n gedaanteverwisseling ondergaan het en steeds ondergaan. Want die heiligmakingsproses in ons lewens hou nooit op nie. Dis terselfdertyd ook 'n dankbaarheidslewe wat nou in gehoorsaamheid en in diensbaarheid aan God geleef word. 'n Lewe wat aan God geoffer is 'n lewe van opofferings vir die Here en vir die saak van die Here. Kortom, liewe vriende, 'n lewe waarin ek daarna strewe om my alles tot beskikking van die Here te stel. My ganse lewe stel ek in die hand van die Here. My gawes, my talente, my tyd, my geld, my finansies, my energie en noem maar op. My ganse lewe gee ek so oor aan die Here. Vriende, as ons lewens waarlik lewende offers aan die Here is, dan sal ons altyd bruikbaar wees en beskikbaar wees vir die Here. Orals vir die Here beskikbaar wees. Niemand sal dit nodig hê om vir ons te smeek om iets
vir die Here te doen nie. Jy sal altyd bereid wees om vir die Here daar te wees vir wat hy ook al vir jou benodig. Jou lewe sal een wees van opoffering en diensbaarheid en liefdesbetoon. Elke aspek van ons lewe en ook oor die volle spektrum van ons lewe moet ons daarop ingestel wees om aan God gehoorsaam te wees. Daaroor skryf Paulus dan ook verder in hoofstuk 12, maar ek het ongelukkig nie tyd om daarop in te gaan nie. 'n Lewe wat so aan die Here gewy is, in alles wat ons doen en wat ons dink en wat ons sê, is ons besig om hom te verheerlik. 'n Lewe wat aan God geoffer word, is 'n lewe waarin daar niks teruggehou word nie. En dit sê Paulus, dis hoe ons lewens moet lyk. En dis nie net vir sekere Christene bedoel nie. Dis hoe almal van ons se lewens as gelowiges moet lyk. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen. So, liewe vriende, nou moet ek en jy in die lig van hierdie gedeelte vanoggend vir onsself afvra, is dit hoe my lewe lyk? Is my ganse lewe alwaarlik so aan God toegewy? Of is daar dalk nog dele van my lewe wat ek terughou en wat ek nie bereid is om aan God te offer nie? Verheerlik ek hom met my ganse lewe? Of is daar dalk vanoggend bepaalde aspekte van my lewe wat nie aan God behoort nie en wat die Heilige Gees my vandag van bewus wil maak? Vriende, mag die Here dit dan vir ons uitwys en mag ons loskom en vrykom van elke vorm van wêreldgelykvormigheid. Ek is klaar. Kom ons vra dan die Heilige Gees dat hy daardie voortdurende metamorfose in ons lewens sal doen, sodat ek en jy al meer en meer lewende en heilige en aanneemlike offers vir God sal wees. Amen. Here, ons almal staan vanoggend skuldig voor U. Want Here, ons sukkel so dikwels daarmee om ons lewens as lewende en heilige offers aan U te bring. Vergewe ons asseblief ons gebrekkige dankbaarheidslewe. Vergewe ons asseblief ons wêreldgelykvormigheid. Vergewe ons asseblief al die terreine, al die aspekte van ons lewens wat nog nie aan U oorgegee en geoffer is nie. Terreine waar ons nog nie regtig in gehoorsaamheid aan U leef nie. Here, help ons asseblief om te verander. Kom Heilige Gees en verander ons denke. Vernuwe ons en neem beheer van ons lewens oor, sodat ons al meer en meer oor die volle spektrum van ons lewens aan U gehoorsaam sal wees. Ons bid dit tot eer van U naam. Amen. Vriende, ons slotlied is 'n gebed en dis sommer ook 'n mooi samevatting van vanoggend se boodskap. Lied 308 vers 1 tot 5. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Die woorde is op die skerm aangebring, vriende, sing dit lekker saam. En daarmee groet ek dan ook vir julle. Gee jouself as 'n offer aan die Here. En my vriend, vrede vir jou. Neem my lewe,
laat dit Heer. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon.